En dit is 'n cricket storie. Ek het die afgelope tyd so 'n bietjie met julle gepraat oor sledging van Shane Warne veral wat werklik bekend was van hoe hy dit kon doen en hoe die ouens hom soms mooi geantwoord het. En dan dink ek aan my daar toe ek ook nog cricket gespeel het. Ek was paaltjiewagter geweest. So dan was die sielkundige deel van cricket ook maar daarvan toepassing. Ek het nou nie sledging gedoen nie. Wat ek gedoen het daar agter die paaltjies. Ek het elke kol soos hy inkyk, het ek hom nou so bekyk en dan kyk ek nou, jy weet, na sy klere wat hy aan het, of sy skoene, of ek kyk na sy kolf wat hy aan het, handskoene, helmet, al die goed is. En dan sal ek nou daar ietsie kies, wat ek nou dink, wat hy nou baie trots op sal wees. En dan sal ek nou net daar, weet, so na 'n bal of 2 wat nou gebou is, dan sal ek nou begin vriende maak met die kolwer. Dan sal ek hom nou komplimenteer, sê, man, joh, dis al 'n mooi kolf wat jy het. Ek sê, hoe lank het jy 'n nuwe kolf? Dan sal hy nou vir my antwoord, ja, hy het hom nou 'n maand terug gekoop, of wat ook al. En dan sal ek nou komplimenteer, jy weet, hy weet oor die fantastiese kolf wat hy het. Ander kere dan, bou die ou, en dan speel die ou nou mooi hou, en dan sê my, ja, nee, wat, jy kan sien, jy weet wat jy doen, jy kolf netjies. Jy weet, en die ou hou daarvan, man, dat jy vir hom komplimenteer. Later en dan begin hy vriendelik met jou ook raak. Hy dink, nee, maar dis allemaal verskriklike nice ou wat die agter die paaltjies is. En dan is daar weer 'n ander ou bal, en dan mis hy miskien die bal, en sê vir hom, joh, jy gesien hoe ver het daai bal gedraai? Daar van die naad af, of hoe ver het hy gespin? Dan wys ek sommer vir hom hoe ver hy gespin het, en ek oordryf natuurlik heeltemal. Dan sê ek, joh, dan ander keer sê ek, joh, nou jy al daai ou nou daai bal so erg gespin het, dat hy heeltemal jou kolf gemis het. En so raak jy nou later, weet die ou raak nou lekker vriende met jou, en elke keer wat daar nou 'n kans is, dan gesels hy nou met jou, en jy gesels met hom. En dan gewoonlik, dan sê ek van, jong, jy moet nou versigtig wees vir die ou. Hy bil teen 150 km/h, en hy hou daarvan om hier in die ou sy ribbietjie te bil. So wees nou maar net oppas, hoe waarsku ek hom nou, asof ek nou vriende met hom is. Nou ja, nodeloos om te sê, soos ek altyd sê, dit was altyd dan, normaalweg nie lang daarna nie, dat ons nou maar, jy weet, dan moes hy nou maar die pad huis toe vat, dat ons hom nou bank gepraat, of ons het hom versigtig gemaakt, of het hom agter die paaltjies uitgevang, of ons het hom gestonk, en dat hy maar omgedraai, nou ja, daarvan af was ons nou nie meer vriende met hom nie, want hy was nou nie so tevrede met ons hom nou uitgehaal het he. Nou ja, so te mens, op die ou, jou beste vriendin daar verloor, op die veld, wanneer jy hom gestonk het, of wanneer jy hom uitgevang het, had hy achtergekom, nee, die ouens het my uitgevang, hulle was nou slim geweest, hulle het my gerus gemaakt, of hulle het my bang gemaakt. Maar ja, dit is alles deel van cricket, en dis wat ek so baie geniet het, om cricket te speel.